Goeiemôre, ons gesels intrek of onttrek. En die rede hoekom daar so filosofie bestaan is dat daar 'n verwagting is dat die sosiale bestel van soos ons dit op die oomblik ken, die moontlikheid het om ineen te stort. Ons kyk na baie apokaliptiese redenasies, alles wat val, die hordes wat insleep en vernietig en plunder om met die idee om kos te kry, en dan ook aan die einde van die dag waar daar geen basiese hulpmiddels soos water, elektrisiteit, goeders wat ons al gewoond is om by 'n winkel in te stap en te koop en uit te stap en die veiligheid van jou huis jou kos te gaan maak nie. So daar is ongelooflik baie redenasies rondom die ding. Daar's baie mense wat sê, die Bybel sê vir ons in Matteus, as al hierdie dinge gebeur, vlug na die berge toe. Ons weet nie wanneer spesifiek die sosiale ineenstorting gaan gebeur nie, maar dit is iets waarvoor ons moet voorberei. Iets wat wel gaan kom. Ons sien dit in Suid-Afrika wat in 2021 en 2022 in KwaZulu-Natal gebeur het, dat hierdie goeders wel moontlik is en dat die hordes plunder. En ek kan onthou een spesifieke gedeelte in 'n video wat hierdie ou met die groot skerm televisie uitgestap het by 'n winkel, maar ja, hy het nie kos saamgevat nie. Daar's baie ouens wat gekonsentreer het op die drank. Daar's een ou wat 'n sak meel gevat het en 'n paar ander goeders gevat het. So duidelik is sy gedagte op die regte plek. So ons gaan nie, dus ek sê, ons gaan nie die geleentheid hê om na 'n winkel toe te gaan om seker te maak dat ons gou kos het vir die week nie. Ons gaan waarskynlik ook nie met 'n geldstelsel werk nie. Daardie dinge kom ook. Dit is nou in die week is dit in die media gewees, en tesame met die dood van die paus en Klaus Schwab wat net sy muur bedank het van die World Economic Forum af. So dit is alles dinge wat vir ons wys dat daar 'n linksdraai in die gemeenskap is, die wêreldgemeenskap is. En daarvoor moet ons voorberei. As ons kyk na intrek, ons kyk na uittrek, as daar ooreenkomste, daar is genoeg stemme vir albei kante om te sê dit kan werk, en daar is genoeg stemme om te sê maak spore terwyl jy kan. Nou dit is nie maklik om net uit te stap, jou kar te laai en in 'n rigting in te ry nie. Daar is baie groeperinge wat alreeds hulle filosofie, hulle onttrekkingsfilosofie gereed het. Hoe die goeders gaan werk, gaan ons slegs weet die dag as hierdie goeders gebeur, en ons moet na 'n versamelpunt toe gaan, en alles wat jy nodig het vir die afsienbare, kom ons sê 3 tot 6 maande, moet jy alreeds in jou kar hê. Jy gaan op 'n punt kom wat jy nie gaan weet wat daar vir jou wag nie. Al wat jy gaan hê is dit wat jy aan jou het. So dis basies vlug met jou kar en jou kinders en jou diere, want ek dink nie enige iemand sal sy diere agterlaat nie, en gaan soek 'n heenkome waar jy relatief veilig gaan wees. Kom ons kyk na die filosofie rondom intrek, en dan vat ons dit van daar af. Soos ek gesê het, die balans tussen uittrek of onttrek, of intrek en onttrek is ongelooflik fyn, en daar is voor- en nadele vir albei. En ons sal seker nooit heeltemal klarigheid kry oor wat presies spesifiek die beste is nie. As jy kyk na intrek, die intrekaksie word bevoordeel dat jy die voordeel gaan hê van jou eie woning. Al jou beskikbare bronne is alreeds daarso. Jy het 'n plek waar jy kan kos maak, jy het vir 'n ruk lank het jy krag, dalk het jy sonpanele op die dak wat vir jou van krag kan voorsien. Water het jy daarso, jy het genoeg spasie om water te stoor, jy het genoeg spasie om kos te stoor, wat miskien dalk nie die geval gaan wees as jy onttrek nie. En dan natuurlik, jy ken jou huis, jy weet waar is die swak plekke, jy weet waar jy moet huiswerk doen om daardie swak plekke te neutraliseer, sodat dit vir jou 'n bastion is. In jou huis kan jy ten minste sê, maar ek het hierdie vertrek wat ek aan een kant sit, en dit kan my kluis word. Ons het ons tuin, ons het die spasie vir ons honde, en veral as jy 'n paar sakke hondekos gekoop het, dan het jy spasie om daai goeders te stoor.
Jy het 'n omgewing wat vir jou bekend is, en 'n omgewing wat jy weet waar om vir wat te kyk, wat se swak plekke daar is, wat se hindernisse daar so is, wat jy kan gebruik om 'n moontlike indringer te kan teenstaan. Jy kan jouself toesluit in daardie huis, jy kan uitstap en jy kan 'n badkamer om te gebruik. As die water klaar raak of amper klaar is, kan jy jou bad vol water tap. Jy het plek om water op te gaar vir sanitasie, jy het plek om water op te gaar vir drink- en kookdoeleindes, en jy het die veiligheid en die warmte van jou eie huis, waar jy nie noodwendig in 'n kar of op 'n vreemde plek hoef te gaan kamp opslaan, sodat daar vir jou skuiling is teen die elemente nie. Water is jou belangrikste kommoditeit wat jy aan kan dink, en na apokalips kan daardie water nog vir 'n onbepaalde tyd beskikbaar wees, maar dit gaan uiteindelik ook maar opdroog en dan gaan daardie pype niks meer water vir jou oplewer nie. So jy gaan in so 'n geval gaan jy baie deeglike waterbeplanning moet doen. En jy gaan moet voorsiening maak vir 3 tot 5 liter per persoon per dag. En ek kan dink as 3 liter is die minimum, is vir jou juniors, 5 liter is vir jou volwassenes, en dit sluit in jou drinkbare water, jou kosmaakwater, en dit is dit. Jou sanitasiewater en jou skottelgoedwater is water wat jy op ander maniere opgaar. Jy kan dit doen in 'n asblik buitekant, en gooi so 'n bietjie kloor in dat die water net nie te veel goggas groei nie, of afloopwater wat jy kan stoor in kanne buitekant. Jou huishoudelike water, jou water wat jy gaan drink, is die water wat jy waarskynlik kan hou in 5 liter kanne. Ons gaan na die winkel toe, ons koop 3 van die 5 liter kanne, want ons vertrou nie die water in die krane nie. Aan die einde van die dag gaan jy daai 5 liter kanne gaan jy uit jou eie water in jou huis moet volmaak, en dit moet stoor as reserves vir as die sosiale ineenstorting uiteindelik plaasgevind het. So jy kan daardie kan gaan koop, maak hom leeg, maak hom weer vol. Op 'n stadium kan jy daardie kan vat en hom net met doodgewone kraanwater volmaak. Jy los jou proppie af vir die volgende 24 uur dat jou skadelike chemikalieë en goeders kan verdamp. Jy kan so 'n half teelepel jik bygooi as jy wil. Dit smaak nie baie lekker nie, maar ten minste is jou water gesuiwer. En dan sodra jy daardie klomp water het, dit is die voordeel wat jy het van intrek. Jy het relatief baie spasie wat jy water en kosvoorrade kan spaar. Wat jy doen met jou water, sodra jy, kom ons sê, 10 kanne water het, so 50 liter water, dan begin jy daardie 10 kanne water begin jy roteer, voordat jy nodig het om jik in te gooi. Kan jy daardie water begin roteer, sodat die integriteit van daardie water dan beskikbaar of behoue bly. Na 'n potensiële verval, gaan jy daardie water so gou as moontlik, die leë kanne wat jy het, gaan jy so gou as moontlik weer moet volmaak, dieselfde behandelingsproses moet volhou, en dan gaan jy moet kyk na hoeveel water jy gaan nodig hê vir 72 uur en selfs daarna. Jy het jou winkel wat jy aan voorkeur gee, dis jou naaste Pick n Pay of 'n Spar of Woolies of selfs 'n Checkers om die hoek van jou, en die punt van ineenstorting gaan jy, of by die punt van ineenstorting gaan jy waarskynlik nie langer as 36 uur na die ineenstorting meer toegang hê tot 'n winkel wat nog nie geplunder is nie, en selfs jou gunsteling winkel waar jy gaan, wat jy voorkeur gee, sy rakke gaan waarskynlik leeg wees. Om 2 redes. Die voorsieningslyne gaan gekaap word, en daardie voertuie wat jou kos van die fabrieke afbring na jou winkel toe, gaan leeggestroop word deur die massas langs die pad. Selfs in jou eie winkel, mense gaan instap en hulle gaan onoordeelkundig koop, want dit gaan nou, ek moet net iets in my huis hê. So jy gaan van die begin af, gaan jy moet beplan aan jou kosvoorrade. Seker goeie soos blikkies kos, vir al jou proteïnes, almal is baie lief vir bully beef, daai goeie bully beef, bone, wat vir jou daardie ekstra proteïen gee. Dan kyk ons na jou nie bederfbare voedselsoorte soos jou rys. As jy 10 kg sak rys het, dan gaan jy redelik ver kan gaan. Kyk na sulke goeder soos meel, suurdeeg, boontjies, gedroogde ertjies,
lensies, selfs jou stampmielies, is alles voedselsoorte waarna jy kan kyk. Maar dan is daar ook weer die verskil dat rys hoef jy nie so erg te beskerm soos jou droë bone en jou lensies en jou ertjies nie, en ook selfs soos jou meel nie. So daardie voedselsoorte of voedselgroepe gaan ekstra aandag nodig hê om seker te maak dat daardie voedsel nie bederf word deur wurms en motte en sulke goeders nie. Wat wel moontlik is, miet, ons weet almal van miet kan baie vinnig 'n boks kos heeltemal nutteloos maak. So begin nou alreeds, en jy kan ook selfs nou in jou grypsak kan jy seker maak dat jy voldoende voedsel het vir die eerste 72 uur, sou jy besluit om skielik te onttrek. Met die aspek van intrekking het jy nog steeds jou bure, maar van daardie bure gaan jy nie werklik weet wie om te vertrou nie. So kies jou vriende baie goed en moet ook nie vir jou vriende sê wat jy besig is om aan te beplan in terme van kos nie, want hy gaan dalk nie so goed beplan soos jy die, en dan gaan hy die een wees wat jy dalk vertrou, wat gaan kom om jou kosvoorrade van jou weg te vat. Het is baie gemaklik om in die gang af te stap en jy druk die skakelaar teen die muur en die ligte is aan. Na 'n sosiale ineenstorting gaan dit nie die geval wees nie. Daardie kommoditeite gaan baie vinnig opdroog, want die massas gaan alles plunder wat hulle kan. Jou selfoonnetwerke gaan ook val, en jy gaan binnekort gaan jy nie die geleentheid hê om jou selfoon op te tel, iemand te bel en sê, hoor, ek is okay nie. So, bestaande energiebronne kan geoes en bespaar word. Die van ons wat sonpanele op die dak het, ons behoort 'n redelike kans te hê, maar as hulle sien daai sonpanele is daar, so gaan hulle hom probeer roof van jou huis af. Dit is ongelukkig hoe hierdie goeders gaan gebeur. Dit gaan ongelooflik rof gaan in die eerste 72 uur, en selfs daarna, tot en met omtrent 3 maande, tot wat daar waarskynlik 'n polisiestaat gestig word en die massas onder bedwang gebring geword. Verseker dat alle herlaaibare toestelle vol is. As jy 'n powerbank het, maak seker hy's vol. Nie elektroniese energie het laaste minuut geleenthede. Ons kan seker maak dat ons 'n ekstra 9 kg gasbottel het, of 'n 11 kg gasbottel, net soos jy wil, wat ook al die bron is wat jy gebruik op die oomblik, maak seker dat jy ekstra ene het, jy kan hom vir 'n rukkie gebruik. Op 'n 2-plaat gasstoof, as jy mooi werk, dan kan jy 'n 9 kg bottel vir ongeveer 6 tot 8 weke kan jy gebruik. Nee, actually meer, 10 tot 12 weke, amper 3 maande wat jy op 'n 9 kg gasbottel kan werk. As jy elke dag op hom kook, gaan dit so 'n bietjie minder wees. So hou maar daai goeders spaarsamig. Kyk na sulke goeders soos hout. Die ander ding is hout werk nou weer reuk, en dan as jy 'n klein gasstoofie het vir jou grypsak, doen dit, hou vir jou 2 ekstra gassilinders, sodat jy seker maak dat jy wel genoegsame energiebronne het. Ek het hierso dis 'n gewone tuna blikkie, en jy vul die onderkant met so 'n sentimeter was, en dan rol jy karton binne in hom op, dan kan jy hom weer vol maak met was, en jy kan hom so 'n bietjie aanjaag met parafin ook, of enige brandstof wat jy het, vloeibare brandstof, nie petrol nie, sy flitspunt is te hoog, en hierdie blikkie kan vir jou maklik 'n groot ketel vol water volmaak, of van die kook kry. So kyk na sulke tipe van goeders. As jy alternatiewe metodes kan kry om energie byderhand te hou vir wanneer daar 'n sosiale ineenstorting is, doen dit. Begin nou alreeds daarmee. Hou dit eenkant. Bou vir jou 'n voorraad op. Maak seker dat jy nie gevang word met jou broek op jou enkels nie. Tuisverdediging. As jy by jou huis is, kan jy een kamer vat en kan sê dit is die sentrale punt waar ons sal vergader, waar ons almal veilig sal wees. Al is dit beknop, al is dit ongemaklik, ten minste weet jy daar is 'n tweede deur integriteit. Maak seker dat jou buitedeur integriteit gehandhaaf word. Baie van ons in hierdie tyd wat ons bly in Suid-Afrika, het ons almal veiligheidshekke voor die deure, en dit behoort vir jou daardie ekstra paar minute te gee, of ekstra minuut of so te gee, voordat inbreker probeer om in te kom om jou voorrade
van jou huis af te kan verwyder. Ek dink nie daar gaan regtig gesukkelry wees om mag ek skiet of mag ek nie skiet nie. Moet nie vir iemand sê ek het so gesê nie, maar dit gaan 'n tydperk wees wat jy alles wat jy in jou huis het ten alle kostes moet beskerm, want dit is jou lewe, dit is jou oorlewing wat daarvoor geld. Aktiveer 'n verdedigingsplan as dit nodig is. Sê vir jou gesin, dit is hoe ons gaan werk. Maak seker die magasyne is vol. Soos iemand gesê het, hou die lope skoon en hou die slotte nat. Maak nou al seker dat jy ekstra paar rondes het in jou kas, sodat as dit nodig is, dat jy jouself en jou gesin tot die uiterste toe kan verdedig. Jy weet al reeds wat in en rondom jou huis is, jy weet al reeds wat jy tot jou voordeel kan gebruik, wat 'n inbreker nog nie van weet nie. Maar maak seker dat jy met jou tuisverdediging nie slaap lê of tyd mors om seker te maak dat daardie integriteit behoue gebruik kan word. Daar's baie sprake oor radio's, of daar radio repeaters gaan wees, weet ons nie. Soos ek sê, met die selfoonnetwerk wat gaan gly, waarskynlik gaan jou radio se repeater netwerk ook gly. Baie van jou radio's is handig, maar is handig vir hierso, kom ons sê vir 8 km, 5 tot 8 km of 6 tot 8 km, en daai battery moet ook gelaai word. Dit is een ding wat ons moet onthou, en daar is wat jou powerbanks ook dan handig gaan inkom. Maak seker dan dat jy kommunikasie het alternatief tot selfone. Nie elkeen het die geld om nou te gaan en 2 radio's te gaan aankoop vir R3000 nie, maar as jy die geleentheid het, maak seker dat jy daardie fasiliteit het. Daar is baie mense wat radio's aanskaf. Nie almal het die finansiële vermoë om nou 'n radiostel van R3000 te gaan aanskaf nie, wat jy aan die einde van die dag waarskynlik ook moet krag hê om daardie ding volgelaai te hou. Maar en dan moet die mens ook in ag neem die afstand waarop daardie radio kan kommunikeer onder ideale omstandighede of die swakste omstandighede wat jy kan kry. En as jy eers uit die stad uit is, dan kan dit ook wees dat jy op 'n frekwensie is wat daarso gaan werk, maar nie noodwendig in die platteland gaan werk nie. Dit is iets om na te kyk. Dit is totaal en al enige iemand se eie prerogatief om radio's aan te skaf, sodat jy met enige iemand kan kommunikeer. Maar jy gaan waarskynlik ook net gelukkig wees om die optimale reikwyte van daardie radio te kan benut, wat ek moes sê bijvoorbeeld 6 tot 8 km is, voordat jy op 'n punt gaan kom wat jou herleidingsstelsel ook gaan platval, net soos wat jou selfoonnetwerk gaan platval. Dis alles hierdie goeders wat mense in gedagte moet neem, maar ten minste as jy 'n radio het jy 'n kans. En soos ek sê, nie elke ou het die vermoë om nou te gaan en 'n radiostel te gaan koop en seker te maak hy is daar en hy is byderhand en jy kan hom gebruik as dit op die punt kom.